Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit Johannes 15 verse 10 en 11. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap aan julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Vandag se boodskap is getiteld Die belofte van blydskap. Die Christendom is 'n godsdiens van blydskap. Blydskap in die lewe, blydskap om te kan gee. 'n Engel van God het een nag wonderlike nuus gebring aan skaapwagters buite Bethlehem. Hy sê daar in Lukas 2 vers 10 en 11, moenie bang wees nie, want kyk ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Die woorde van die engel het waar geword. Blydskap is 'n herhalende tema in die Christelike kerk. Blydskap en vreugde word meer as 130 keer in die Nuwe Testament genoem. Die lewe is egter nie net maanskyn en rose nie. Probleme en angs is soms oorweldigend. Wanneer die lewensstorms egter dreig, moet ons Paulus se raad volg waar hy sê in Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. In watter situasie ons ook mag vind, moet ons oë op Jesus gerig hou, sodat ons blydskap volkome kan wees. Jesus het na die wêreld gekom om God te verheerlik en om sy liefde vir die mens te openbaar en aan hulle die ewige lewe te skenk. Jesus het elke geskikte oomblik gebruik om uit te reik na ander. Ons moet probeer om sy voorbeeld te volg, selfs wanneer dit beteken dat ons uit ons gemakszones moet tree. Dit is nie altyd maklik nie. Wanneer ons probleme het, is dit nie maklik om aan te hou glimlag nie. Jesus het ook gebed dat sy disippels na sy dood hartseer sou wees en hy het hulle met 'n belofte vertroos, waar hy gesê het in Johannes 16 vers 22, net so is julle ook nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle al wegneem nie. Niks kan ons blydskap wegneem nie, want ons weet dat ons 'n opgestaane verlosser aanbid, en dat ons hom eendag van aangesig tot aangesig sal ontmoet. En wat 'n wonderlike dag is dit nie om na uit te sien nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, vergewe ons dat ons soms deur ons negativiteit dit moeilik maak vir diegene om ons om bly te wees. Gee dat deur u Heilige Gees ons die blydskap wat u Seun na die wêreld gebring het, sal weerspieël. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As u soortgelyke boodskappe wil ontvang maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.